Gemeente, wanneer ons stil word vanoggend, dan kom doen ons dit aan die hand van Jesaja 40. Ons kom lees 'n teksgedeelte saam, wat die Here vir ons elkeen gee, en ek hoop van harte dat dit 'n teks sal wees wat jy sal onthou. Skryf dit vandag op jou hart se bladsye. Want dit is 'n teksgedeelte wat ek glo die Here ook vir ons as kerk gee, om ons te herinner dat ons sal loop. Die Here kom saam, en saam met hom sal ons in hierdie. Terwyl ons so sit, dan lees ons Jesaja 40 saam, waarna ek ook vir ons 'n geleentheid gaan gee vir stille refleksie. Jesaja 40 lees: Waarom sê jy dan, Jakob? Waarom kla jy, Israel? Die Here sien nie raak wat van my word nie. Ek gaan by my God verby. Weet jy dan nie? Het jy nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleer struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met aard nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Kom ons neem 'n oomblik van stille refleksie, ons maak ons oë toe, en dan gee ons God kans om met ons elkeen te praat. Here Jesus Christus, elke dag wat ons ontvang is 'n geskenk. Elke oomblik wat ons het is genade. Vader, die toekoms, al die onsekerheid wat daarmee gepaard gaan, in U hande is 'n belofte. 'n Belofte van vooruitgang, 'n belofte van goedheid en guns. Soos wat ons hierdie tyd inruim, om te dink aan die woorde van Jesaja 40, as ook die teks wat op pad is in Jeremia 29. Here, mag U dit op ons harte skryf. Gees van God, mag U die pen neem, en daardie woorde ingrawe daaraan, en Vader, ons bemoedig om nie tou op te gooi nie. Ja, Here, dit bly 'n voorreg om te mag leef. Dit mag vir ons partykeer voel asof die lewe moeilik is, maar wanneer ons deur U oë kyk, en ons besef U kyk verder, dan weet ons leef vir 'n rede. Mag ons daarom vandag, Here Jesus, wanneer ons stil raak, dit ook so doen, dat ons opnuut sal luister na die woorde wat U vir ons elkeen wil gee. Mag U naam verheerlik word, en mag U alle eer ontvang. Amen. Gemeente, genade en vrede kom na jou toe van God die Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. En dit is nie net woorde nie. Dis 'n by jou gegee word. Wanneer jy dit neem en daarin loop, sal die Here saam met jou gaan en jou paaie gelyk maak. Gemeente, ek wil jou geleentheid gee om jou Bybel oop te maak by die boek Jeremia. En ons gaan daar saam lees in die 29ste hoofstuk vanaf vers 1 tot 14. Ons gaan stil staan by vers 11, 'n bekende gedeelte wat ek glo jy al iewers in jou lewe gehoor het. Maar ons gaan mekaar ook so klein bietjie konteks gee rondom waar daardie woorde vandaan afkom en waarom dit belangrik behoort te wees vir ons lewe. So wanneer jy by die huis kom vandag en in jou stilword proses ook Jeremia 29 gaan lees as nadenke van die preek, lees die hele hoofstuk. Ons het net 'n klein gedeeltjie uitgehaal.
Maar die konteks waar binne in die teksgedeelte afspeel is vir ons so belangrik. Dit vind plaas in 'n tyd van onsekerheid. Dit vind plaas in die tyd waar mense nie geweet het wat die dag van môre inhou nie. En met Jeremia wat vir hulle sê, ek weet nie, jy weet nie, maar God weet. Ons lees saam van vers 1. Dit is 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het, na die leiers van die ballinge, wat nog oor was, en na die priesters en profete en die hele volk wat deur Nebukadneser uit Jeremia het die brief gestuur nadat koning Jojagin en die koningin moeder, die paleispersoneel en die amptenare van Juda en Jerusalem, die ambagsmanne en die bouers uit Jerusalem weg is. Jeremia het die brief gestuur na Elasa, seun van Safan, en met Gem van Safan, en met Gemaria, seun van Gilkia, wat deur koning Sedekia van Juda na koningin Nebukadneser van Babel toegestuur is. En dis wat hy sê in die brief. So sê ek die Here die Almagtige, die God van Israel, wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld in en laat hulle trou en kinders in die wêreld ook inbring. Julle moet daar in Babel baie die belange van die stad waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So sê die Here, die Almagtige God van Israel, moenie dat die profete en waarseers daar by julle mislei nie. Moenie agslaan op daardie drome wat hulle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem. En dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Dan kom vers 11. Dis wat die Here toe sê. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie. En ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. En dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit die ballingskap uit. Ek sal julle bymekaar maak tussen al die nasies en van al die plekke af waarheen ek julle verstrooi het. En ek sal julle terugbring na die plek toe waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. Ons lees tot sover en ons neem 'n oomblik van gebed. Here Jesus, baie keer hoor ons 'n klomp goed en ons sien 'n klomp goed rondom ons afspeel. En dit is wat ons hoor en wat ons sien, wat meermale ons pad bepaal. Die manier hoe ons praat, die manier hoe ons loop, die invloed deur wat ons hoor en sien. As dit waar is, Here Jesus, dat hierdie soort goeters ons so beïnvloed, waarom sal ons dan nie vandag ook stil word om te luister na u stem en in u oë te kyk, die oë van liefde nie? Here, ek wonder by myself wat sou gebeur as ons vandag u eerste stel. As daar 'n manier was hoe ons onsself kon doofhou vir wat ook al gesê word in hierdie wêreld wat nie van u af is nie. Vader, vir dit wat mense sê gaan gebeur en dit wat mense wil hê ons moet na kyk en op fokus. En net ons oorig na u, langs u kom staan in die veilige huis
deur die vensters kyk wat u ingebou het en die toekoms wat u vir ons daardeur wys. Mag dit so wees, Here Jesus, dat daar iets binne in ons harte gebeur vandag, iets van 'n opgewondenheid, wat vir ons sê, ons gaan nie net in hierdie jaar in, dis 'n jaar waar ons die goedheid en guns kan en behoort te ervaar, wanneer ons u deel maak van ons beplanning. Mag dit ook so wees, Here Jesus, dat gedurende die week van gebed, dat ons op hierdie tema ook dieper sal ingaan, en sal reflekteer, Here Jesus, oor dit wat u vir ons sê. Amen. Gemeente, geloofsfamilie, ek het vanoggend se inleiding so getitel om te sê, deur die vensters van God se veilige tuiste. Om ons te kom herinner daaraan, soos wat ons, laat my toe om in jou lewe te skyn. Laat my toe om in die venster wat jy inbou in jou hart, my lig te ontvang, sodat jou donkerte verlig kan word. Laat my toe om deur my gees in jou hart te kom woon, by die hand te neem na daardie venster toe, sodat jy die toekoms kan sien wat God vir jou beloof het. Reeds in die begin van die jaar, 18 dae in 2026 in, is die vraag, wat het God vir jou beloof? En hoor my reg wanneer ek nie sê ons nie, wanneer ek die vraag vra persoonlik, wat het God vir jou beloof? Waarheen is jou pad? Hoe bou jy? 18 dae binne in die nuwe jaar in. Is 'n goeie tyd van refleksie oor hoe nodig dit is om te beplan. Maar kom ons in Maart, Junie, dalk Augustus, en ons besef, die jaar is besig om te draai en ons het nog niks gedoen nie. Ons het nog niks bereik nie. Dan is die hartseer van die staak dat 2026 gaan eindig soos 2025. Wanneer die klappers geskiet word, wanneer die vonkelwyn, vergewe die Engelse woord, gepop word, en wanneer ons mekaar heildronke instyl om te sê, dankie tog, 2025 is verby, ons kyk vorentoe na 20. Is dit hoe jy die jaar wil begin? Met die gedagte dat jy oor een ding kan seker wees, dat jy in 2026, aan die einde van 2026 gaan kom, met 'n glasie vonkelwyn om te sê, sjoe, dankie tog, ek hierdie 2025 jaar oorleef. Ons leef in 'n wêreld, gemeente, waar ons onsself gaan meet teenoor wat ons sien. En daar is 'n pandemie wat ons vandag gevangene hou in ons eie huise. En dis die pandemie wat sê, as jy net leef jy. Dat as jy met mense praat en vir hulle vra, hoe gaan dit, dat die algemene antwoord gaan wees, ja, alright. Hoe gaan dit by jou werk? Alright. Hoe gaan dit met jou verhouding met jou kinders? Alright. Nie 'n belydenis wat sê, jy weet, die Here het vandag vir my iets besonders geopenbaar nie. Selfs toe ek my vinger raak geslaan het met 'n hamer, toe ek ervaar die Here is daar. Selfs toe ek geëet het saam met my kinders om die tafel, kon ek die Here se stem hoor, soos wat hy deur die kinders met my. Ons dink na oor die betekenis van God se stem. En dan beweeg ons nader na die teks toe in Jeremia. En ons kon skets net gou vinnige agtergrond wat so belangrik is. Israel is weggevoer in ballingskap in. Hulle het daar aangekom in situasies beland waar ons nie wil wees nie, het hulle gesê, ek wil nie hier wees nie. En daar het hulle begin luister na mense wat valse profete was, om hulle eie sakke ryk te maak, om te sê, ons sal vir julle sê wat gaan gebeur. Die Here sal julle nog voor die einde van die jaar verlos, en julle sal teruggaan na Jerusalem verlos, en julle sal teruggaan na Jerusalem toe, en Babylonië sal verwoes word, en God sal weer in plek kom. En dan kom Jeremia en hy sê, waar kry julle daai goed vandaan? Wie het vir julle gesê, dis wat die Here se wil is?
vir sy heilige volk. Kom ek sê vir jou, 70 jaar sal julle daar bly. 70 jaar sal julle gebonde bly aan 'n volk wat nie julle eie is nie. Aan 'n land behoort wat nie julle eie is nie. En dan begin die mense besef die realiteit waarin ons leef vandag. Dan begin die mense besef die realiteit waarin ons leef vandag. Die moment van vandag is hier. Wat nou? Hoe maak ons beplanning, sê die volk? Waarheen is ons op pad? Waaraan gaan ons vashou? Dan kom Jeremia en hy sê, die Here sê nie net 70 jaar nie. Ja, en hy sê, die Here sê nie net 70 jaar nie. Hy sê vir julle, in 70 jaar kan julle vooruitgaan in die omstandighede waarin julle is. Daar waar jy geplant is, kan jy groei. As ek jou geplant het in 'n situasie wat nie vir jou mooi lyk nie, moenie laat mense vir jou oortuig daai situasie lyk nie goed nie. Want as ons verder gaan lees in die Nuwe Testament, kom sê Paulus in Romeine 8, alles wat die Here oor ons pad bring, word in goeie te mee gedoen. Volk, julle hoef nie hartseer te wees nie. Want hierdie moet julle weet, waar julle julleself vandag vasstaar in hierdie omstandighede, waar julle vandag julleself vasstaar aan die onsekerheid, sê God, ek kyk ver, oneindig ver. En wat sien uit en guns? As ons die agtergrond vandag verstaan, en ons as gelowiges herposisioneer ons in hierdie historiese verhaal, dan begin hierdie verhaal ook vir ons lewe kry daarin dat ons onsself bevind in 'n situasie vandag. Ons is in 'n situasie. Die situasie is, ons is besig om hierdie dag deur te maak vir die dag van môre en gaan bou op môre vir volgende week, die week daarop vir die volgende maand en ons is op pad 2026 toe. Wat ek oor wonder, is of ons 'n toekomsvisie het. Wat gaan jy doen met die tyd wat jy het? As die Here vandag by jou deur geklop het en vir jou gesê het, Marius, ek kom haal jou die 2 September 2026. Hoe anders sou ek my lewe geleef het? Wanneer ons stil raak vandag by die Here en nie net dit bely nie, maar daadwerklik glo en daarin stap vandag oor die toekoms. Waarom sal ons toekoms nie anders te lyk as die jaar van 2025 nie? Ek sê nie in hierdie preek, as ook met die week van gebed, dat ons die dag van vandag moet vergeet nie. Inteendeel, dit is met hierdie dag waar ons beplanning doen. Dis met hierdie dag waar ons God se naam verheerlik. Dis met hierdie dag waar ons sien wat God vir ons gegee het. Maar ons het ook nodig om vorentoe te kyk. Vergeet nou van 2026. Kyk na jou eie geloofslewe. Dalk maak dit persoonlik, kyk na jou eie finansiële status. Kyk na jou verhouding met jou gade. Dink na aan die verhouding wat jy het met jou kinders, dalk met jou eie self. Waarheen is jy op pad? Wat is jy besig om te skep? Jeremia kom na die volk toe en hy sê vir die volk, as julle gaan aanhou luister na mense en erns maak met wat die mense vir jou sê hierdie toekoms gaan inhou, wanneer julle na die wêreld toe gaan kyk, na die ekonome, politikuste, weervoorspellers oor wat 2026 inhou, eerder as om by God te draai, wat mis jy? Jy het nodig om te weet, as ons eerlik is met mekaar, nie alles wat ons beleef is mooi, dat die Here vir ons alles mooi gaan maak en dat ons dit kan raak sien, maar ons bevind onsself meermale in plekke waar ons dalk nie wil wees nie. En dan sê God vir jou, hou aan.
aan om te loop, want ons is op pad na 'n toekoms om te loop, want ons is op pad na 'n toekoms toe, wat ek vir jou beplan het. As jy Spreuke 16 vers 9 sou gelees het, sou jy die spreker gehoor het wat gesê het, ons wat mens is, kan beplan, maar God beskik. En ons gaan, maar sonder 'n kompas wat vir ons rigting wys, gaan ons verdwaal. So bring dit weer persoonlik terug. Wat is dit wat binne in jou leef, wat God daar geplant het as 'n heilige ongemak, wat hier binne in jou karring wat vir jou sê, dis wat ek graag wil, hier binne in jou karring wat vir jou sê, dis wat ek graag wil beleef, dis wat ek glo God vir my sê, wat is dit? God sê, kom na my toe. Kom luister na my. Kom hoor wat ek vir jou wil sê. Soek my. Die week van gebed leer ons dat een van die eerste plekke waar ons die Here gaan vind, is in sy woord. Maar daarmee saam waar ons die Here gaan vind en hom hoor en van aangesig tot aangesig met hom gaan staan, is in stilte. Hoe belangrik is stilte? Hoe belangrik is dit om ons dag in stilte te begin? Daar is neurochirurge en wetenskaplikes wat sê die eerste 10 tot 20 minute in elke oggend bepaal die res van jou dag. Wat se gedagtes staan saam met jou op? Wat se gedagtes gee vir jou die energie om aan te gaan? Het jy en ek dalk nodig om dit te herkalibreer? Van dit wat gister my gevange gehou het, wat my in vrees en onsekerheid gedompel het, het ons nodig om op te staan in die oggend vir die eerste 20 minute en onsself te herkalibreer om te sê, Here, wat sê U vir my vandag? Dalk kan dit vir jou van waarde wees, dat jy sal onthou, jy kan baie dinge beleef, maar as jy nie saam met die Here loop nie, dan is dit sinneloos. Jakobus het geskryf aan die diaspora, die verskillende gelowiges reg oor die wêreld, toe hy gesê het, kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die of daardie stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly. Ons sal lank daar bly. Ons sal sake doen en geld maak. Julle weet nie eers hoe julle lewe môre sal lyk nie. En julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Hoor weer wat sê Jakobus, as die doen. Hoor weer wat sê Jakobus, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Vir die kinders het ons gesê, ons het nodig om 'n verkyker te kry. Jaag jou drome na vir die toekoms. Laat toe dat God vir jou die lewe wys. Vir ons as groot mense wil ek so klein bietjie meer van 'n komplekser beeld gebruik. Die beeld van die bril. Die van die bril. Die woord van God is die bril waardeur ons die lewe bestudeer. Maar as ons nie daardie bril opsit in die teenwoordigheid van die groot oftalmoloog, die groot oogdokter, kan maak vir ons oë om daardeur te kyk nie, sal ons nog steeds 'n dowwe beeld sien. Want ons sal weet wat die beloftes is, wat Abraham ontvang het, Moses ontvang het, die beloftes wat Jesus gegee het, die beloftes wat Paulus gepreek het aan al die apostels. Maar dit bly nog dof, want dit bly nie hier nie. Ek kan nie anderste as om te glo dat God jou geposisioneer het op hierdie aarde om iets te beleef wat hy vir jou gemaak het nie. Ek kan nie anderste as om te glo, God sê in Jeremia 29 vers 11 vir Israel, weet jy wat dit is? Het jy 'n idee wat ek vir jou wil gee? O mense, as ons daadwerklik geweet het,
wat die Here vir ons beplan het. Net soos wat ons geweet 25 terug gebeur het tot by ons geboorte. Wat sou binne in ons hart gebeur? Ek wil glo dat wanneer ons na die Here toe gaan, en wanneer ons daadwerklik in stilte ingaan, dat die Here met ons elkeen wil praat, en dat hy ons wil stuur. Moeder Teresa het die ongelooflike woorde gespreek wat ek my preek mee eindig. En dit was 'n vreemde teks gewees, of 'n vreemde aanhaling gewees, wat ek nie mooi verstaan het, en ek moes weer gaan dink het wat sy gesê het. Moeder Teresa het eens op 'n tyd gesê, God praat in die stiltes van die hart. Luister is die begin van gebed. En die persoon wat daarna geluister het na toe gekom en vir haar gesê, wat sê jy vir God wanneer jy bid? En sy het geantwoord, ek luister. En toe vra hulle die belangrike volgende vraag, en wat sê God dan vir jou? Hy luister. Moeder Teresa het iets verstaan, wat ek glo Paulus ook verstaan het in Romeine 8. Gebed gaan minder oor die woorde, dit gaan meer oor die bewussyn van God by jou. Geliefdes wat oud getrou is, praat nie baie nie. Maar so af en toe, dan strek hulle hand uit, en die ander een ontmoet dit. Hulle weet, die geliefde is daar. Dag vir dag, vir dag, vir dag, strek God sy hand uit. Vir dag, strek God sy hand uit, en hy sit hom in jou werklikheid. En hy vra vir jou, raak aan my. Weet ek is daar, en weet ek beplan vir jou 'n toekoms. Mag ons uitreik na die Here, na ons heilige plek toe gaan, ons stille plek toe gaan, die ontmoetingsplek vir God skep, en dat ons daadwerklik daar sal hoor wat die Here vir ons wil sê. Ons jaar hang daarvan af. Mag die Here af. Mag die Here met ons elkeen wees. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, baie dankie dat U persoonlik bekend is met ons elkeen. Wat in ons lewe tans aangaan, dat U weet waaraan ons dink, dat U weet wat ons drome is, en wat ons diepste verlange is. Daardie gawes en talente wat U in ons gebêre het, en wat ons dalk vergeet het, Here, help ons om daarop te reageer. Help ons in hierdie jaar, Here Jesus, om te stop wanneer ons ervaar U is nie daar nie. Waar ons stil word wanneer ons besef die stemme van die wêreld sal sluit om U aangesig te sien wanneer ons omstandighede soos 'n droë woestyn voor ons is. Here Jesus, ek glo met my hele hart, dit is waarom U 'n lewende verhouding met ons wil hê. En waarom U 'n oop uitnodiging gee, soos die boek van Openbaring sê, maak oop jou deur, ek klop, en ek hou aan klop, en ek hoop jy sal oopmaak, sodat ek jou vanuit jou donkerte uit kan lei na die lig, na die toekoms jou beplan het. Mag het so wees, Here, dat ons iets van U saam met ons neem, en dat ons in ons stil wees hierdie week meer en meer van U sal beleef. Ons bid dit, Here Jesus. Bid dit, Here Jesus. Want ons weet ons het dit nodig. Amen. Ontvang nou God se seën. Die genade van God die Vader,
die liefde van sy seun Jesus Christus en die bystand van die Heilige Gees gaan met lowe jou dat hy met jou sal praat. Die Here beloof jou dat hy saam met jou sal gaan. Gee hom die geleentheid om dit te doen. Amen.